Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 408. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan my heel nuutste boek, die boek Hebreërs Waarheid of Leuns. Jy kan kontak, ons het voorraad gekry, so ons loof Jaffa daarvoor. Kontak my by ons WhatsApp nommer, of as jy enige ander vrae het of net iets wil weet, of een van die ander boeke soek, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name pakket, kan my kontak 0722 367 124, of gaan my webtuiste https://javashua.co.za. Stel die eerste keer dat een na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses, skryfblok en pen, uiters belangrik, dis lewensveranderend, en bid vir die bediening. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u weer baie dankie sê, Vader, vir hierdie geleentheid wat ons het om saam om die woord te sit, hier waar die winter besig om te verander, die seisoene, vir ek bid dat daar ook nie in ons geestelike lewe seisoene sal wees, om ons deur mekaar te maak, maar laat u geregtigheid en die heerlikheid oor ons skyn, Vader, die vrede, die blydskap en u voorsienendheid, u genesing, Javashua, en die krag van die Ruach HaKodesh. Salf die woord vanmôre in ons midde. Ons bid dit in die naam bo elke naam. En elke Javus sê halleluja, halleluja, prys Javashua. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se gedeelte vir u 'n groot seën gaan wees. Loof die naam van Javashua. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 22, en ons is by vers 2. Hy sê die skrif, wie skryf koning Salomo, hy sê, rykes en armes ontmoet mekaar. Hy sê die Here, kyk nou na jou 33 Bybel. Die Here, H-E-R-E, alles hoog, sulke groot hoofletters. Die Here het hulle almal gemaak. Die Here, koning Salomo kon nooit gesê die Here het hulle gemaak nie. Want die Here se naam as Here het nie bestaan in sy tyd nie. Dit het nie eens bestaan nie. Die woord Here, Lord, is eers wel, as na Engels toe gaan, Lord, is eers in die 13de eeu geskep, uit die Latyns uit. Die rykes en die armes ontmoet mekaar. Weet jy wat, by Jaffa, ons Vader, is daar nie onderskeid by ryk en arm nie. Party mense kan nie help dat hulle arm is nie. Dis omstandighede en toedrag van sake wat armoede veroorsaak. Maar wanneer 'n Jafus en 'n sondaar mekaar ontmoet, daar is 'n groot verskil. So tussen 'n ryk en 'n arme staan omstandighede. Maar tussen 'n Jafus en 'n sondaar staan genade. Halleluja. Is dit nie mooi nie? Wat maak ons anderste as 'n sondaar? Genade. Die bo-natuurlike genadebloed van Javashua. Daai wonde in sy hande, daai merk in sy sy, daai doringkroon wat sy bloed wat afgeloop het op hom. Daai geeselmerke op sy lyf. Dis wat tussen ons staan en 'n sondaar. Ek praat van 'n verlore, helverdiende sondaar. Ons was hier gewees. Ons is op pad hel toe gewees. Ons was bestem vir die hel gewees. Hoekom? Die vloek van die sonde van die tuin van Eden was oor ons gewees ook.
Maar wanneer die geleentheid hom voordoen en die genade van Jahwe na ons toe kom, het ons dit aangegryp. Ja, partykeer nie vrywillig nie, maar die woord sê, ons bedink ons weer, maar Jahwe bestuur ons weer. Wat die belangrikste is, dat ons as Jahwiste op die plek gekom het waar ons dit aangegryp het. Nie aangeneem het nie. Aangegryp het, dit omvou het met ons arms, om het nie te verloor nie. Een van die grootste skatte wat daar is. Ek is besig met my volgende boek, al vir 'n geruime tyd, want ek werk gewoonlik so met 2-3 boeke gelyktydig. Waarom noem jy hom Jesus? En wanneer ek na die navorsing kyk wat ek gebruik, want jy moet onthou, ons is ver 14 jaar, 13, 14 jaar, 15 jaar verder, as waar ons begin het met die geopenbare name. Wel, ten minste 11, 12 jaar verder, as wanneer ek die boek wat jou God se naam geskryf het. En met die stampe en die stote wat ons ontvang het, in die lewenstog waardeur ons reis, waar mense die bo-natuurlike koninkryksname bediening wou verongeluk het dit ons sterker gemaak, meer insig gegee, meer kennis, geforseer om meer navorsing te doen. En so het Jahwe gekom, hy sê, en ek openbaar my aan wie ek wil. En wanneer ek dan na hierdie boek kyk, wat ek verskriklik baie tyd in sit, omdat dit ook 'n handboek gaan wees vir die Bybelskool, ons Bybelskool as Vader, Liewe en Sondagspaar, gaan totaal volgende jaar anders daai sien, as wat ons op die oomblik daai sien. Ons gaan 'n hele nuwe kurrikulum hê. Maar dis aan Jahwe al die eer, halleluja, loof hom. Nou hy sê, rykes en armes ontmoet mekaar. En dis die goed wat saak maak. So gesê het, iemand het een keer gesê, jare terug, ek dink is my ouma wat het gesê, so sy gesê, om arm te wees is niks nie, maar om eerlik en skoon te wees, dit maak saak. Nou ja, ek dink nou aan ouma se gesegde. Dis nie 'n sonde om arm te wees nie, dis omstandighede. Maar wanneer ek kyk na 'n geredde persoon, 'n Jahwis en 'n ongeredde persoon, so gesê, dan sien ek, tussen die twee staan die genadebloed van Jahwe. En ons lewe in die eeu van die genadetydperk. Genadetydperk het aangebreek, ek wil eintlik sê dispensasie van die genadetydperk, wat aangebreek het 2000 jaar gelede. Waar Jahwe sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Dis nie die hart, dis my sielsdimensie. Hy sê, en die Here het hulle almal gemaak. Die rykes en die armes ontmoet mekaar. Die Here het hulle almal gemaak. Hy het ons gemaak. Hy het ons as mense gemaak. Hy het ons nie as ryk of arm gemaak nie. Sy bedoeling is dat ons almal voorsien moet wees. Maar baie keer het verkeerde keuses, lewenskeuses, besigheid, verkeerde besighede, besluite, besigheidsbesluite het veroorsaak dat ons foute gemaak het. En ek sê weer, het is nie 'n skande om 'n fout te maak nie. Jy het twee soorte mense in die lewe. Die een ou wat nooit 'n fout maak nie, is die ou wat nooit in sy lewe probeer het nie. Maar die persoon wat 'n fout maak, is die een wat probeer in die lewe. En daarom kan ons 'n fout maak. Die Here het almal gemaak, nie die Here nie. Jahwe almagtig. Hy sê dan, voor die grondlegging van die aarde was ons uitverkies tot die ewige lewe. Ons het die redding gehad. Adam en Eva het die redding verloor. Jahwe, deur sy kruisdood, opstanding, sy kruising, sy begrafnis, sy opstanding uit die dode, sy hemelvaart, het ons herstel. Hy het daardie ewige lewe wat Adam en Eva verloor het hy aan ons teruggebied. En is elkeen se keuse of ons dit wil hê. Maar om dit te wil hê is een ding, maar om in dit te wil leef elke dag is totaal iets anders. En dis wat die lewe interessant maak. Dis wat die lewe verskriklik interessant maak om 'n volbloed Jahwis te wees. Hoekom?
Want ons funksioneer in die geopenbaarde woord. Ons stel nie belang in enige transaksies wat konkels en kinkels uit verneekspul en al, nee, dis nie wat dit is nie. Ons loop die pad soos wat dit ons vrugte uitskyn in die wêreld. Ons loop 'n reguit pad van heiligmaking, van aflegging elke dag in ons geestelike lewens. Dis wonderlik wanneer ons besig is met die koninkrykswerk van Jaffa en ons kan sien hoe sy hand in die saak is. Ons hoor van mense van oralstaaf daagliks wat tot bekering kom. Mense wat tot die geopenbaarde woord kom. Ek sien dit nou met die nuwe boek Hebreërs, waarheid of leuns. Mense wat ek nog nooit eens van geweet het nie, bestel boeke. Dan sê hulle, prof, ons is al 6 maande, 'n jaar op die pad aan die gang. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil dit in Engels sê, there's newborns every day. Die woord sê dat Jafashua het by die gemeente gevoeg elke dag soos hy wil. En dis waarna ons het nie 'n kerk nie, ons het nie 'n organisasie wat denominasie nie. Daar's baie kerke wat sal wens om te funksioneer op die manier wat ons funksioneer. Maar ons funksioneer in die eenvoud en dis hoe die Jafiste gefunksioneer het 2000 jaar terug. In eenvoud, maar in opregtheid. Dis die verskil. Eenvoud, deurdat ons dit nie gekompliseerd maak nie. Mense skakel, prof, ek het 'n vraag, en ek antwoord die vraag onmiddellik. 99.9999% van die tyd, terwyl ek met jou sit of haar sit, antwoord ek die vraag onmiddellik. En dit is wat, weet jy wat gebeur, voordat daar 'n geleentheid is waar die Satan 'n klomp rubbish in mense se lewens en se sielsdimensies kan indruk, dan bring ons die geopenbaarde woord en die antwoord daarvan. En dit gee Jaffa en Jafashua deur die werking van die Ruach HaKodesh vir ons elke dag. Dis 'n vreugde om Jafashua te dien. Om te weet ons is nie arm nie, ons is nie verryk nie. Ons is ryk in Jafashua. Ons is nie verryk in aardse besittings nie, maar ons is vergenoegd. Hy is vir ons die water, hy is vir ons die brood. Hy is vir ons dit wat ons nodig het. Ek dink dit moet 'n verskriklike patetiese toestand wees om sonder Jafashua te moet funksioneer. In 'n godsdienstige stelsel weer, waar op jou nek gelê word en jy geforseer word om tiendes te betaal en sekere kerkreëlinge te doen in die goed. Ek is so bly het my vrygemaak. As 'n ou koortjie wat sê ek is vry, Jafashua maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien want ek is vry, halleluja. Vry. Is u vry vanmôre? Of is u steeds gebind onder godsdienstige en dogmatieke leerstellinge en teologie, wat u verhoed om 'n totale vryheid te aanbid? Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, want dan gaan haar, die Babyloniese hoermoeder en haar hoerkinders, gaan hulle doodmaak. Ek weet een ding, ons lewe in die tyd van genade, die gemeente van Laodicea, of Laodicea, 7de gemeente. Ons weet reeds wanneer daai tyd gaan ophou, is wanneer die genade tyd gaan ophou. En dit is by die wederkoms, die parousia van Jafashua. Dis waar vir ons lewe. Daai dag, ons wag vir die verbond. Het ek nou 'n ding gehoor, hulle sê dat hulle het nou die hoof, hy is die hoofpriester in Israel is nou aangestel. Na al die jare het hulle uitgevind, hy kom uit die bloedlyn van Aaron. Goeie Vader. Na 2000 jaar, plus nog 1000 meer jare, 3200 jaar, nou kom hulle uitvind, hy is uit die bloedlyn van Aaron. Shame. Nou is alles reg. Hulle sê, nou is hulle reg, dat hulle sê,
vanaf die dag, die Bybel sê, van die dag dat die nuwe hoofpriester aangestel is, begin die vredesverbond, en dis waar hy dan in die tempel gaan sit, en naamlik of Israel offers brand. Dis 'n onbybelse teologie. Dis 'n Google teologie. Dis 'n internet teologie. Dis hierdie raad van tempel, hierdie templer bediening in Israel oor die derde tempel. Dis hulle struksie wat hulle in mekaar indruk. En in die mense se kele afdruk. En dan kry jy die gewone, godsdienstige, eerlike, opregte mense wat nie weet nie. Dan sê hom by prof, nou wat gaan nou hierso aan? Daar bestaan nie so ding nie, en ek sê dit net hierso, sodat u weet. Daar bestaan nie 'n skrif in die Bybel wat sê, daar moet 'n nuwe hoofpriester aangestel word nie. Om naamlik Israel die offers te bring nie. Nee, die Bybel sê, hy, die prins, die vors sal in die tempel gaan sit. En offers brand, naamlik Israel. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. U kan dit kan lees. Ek is so bly van die bonatuurlike geopenbaarde woord. Kom ons wees vandag die beste javiste wat ons kan wees. En kom ons saai die evangelie van die lewe. Tot verheerliking van die naam Jahweh. Halleluja. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.